President Cyril Ramaphosa versoek dringende hervormings vir die land se waterkrisis. En 'n terapiehond maak geskiedenis toe hy 'n jong getuie in 'n strafregsaak in die hof ondersteun het. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. President Cyril Ramaphosa het plaaslike owerhede aangeraai om slegs kundiges in sleutelposte aan te stel, eerder as om mense op grond van gewildheid te kies. Ramaphosa het vandag met leiers van al 3 sfere van die regering by die provinsiale koördineringsraad in Boksburg vergader. Hy beklemtoon dat bureaukrasie uit die weg geruim moet word om ekonomiese vordering te versnel. Ramaphosa sê dat die doel van die vergadering daarop gemik is om alle regeringsvlakke bymekaar te bring om die wateraksieplan se implementering te verbeter. Hy sê dat die huidige stelsels te kompleks en gefragmenteer is, maar waar daar van munisipaliteite wat onder meer onderbefonds is, verwag word om verantwoordelikhede op te neem waarmee hulle nie vertroud is nie. Municipalities expected to take on many responsibilities. As a consequence of these systemic problems, together with governance instability, many municipalities have weak financial management and institutional capability, poor revenue collection, and insufficient capability and accountability. This results in poor service delivery, water and electricity disruptions that are common, roads and other infrastructure that are not well maintained or maintained at all. It is ordinary South Africans who bear the costs of these failures. Die nuwe nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Andy Motsebi, het aan die parlement gesê die nasionale vervolgingsgesag behul tans 'n 74% skuldbevindingskoers in moordsake en werk aan planne om sy bevoegdheid en reputasie te herstel. Hy het ook 'n 100% registrasie van veroordeelde seksoortreders op die nasionale register vir seksoortreders aangekondig, met wetgewing wat die register moontlik openbaar kan maak. Die departement van Justisie het intussen doelwitte gestel om kinderonderhoudsake binne 90 dae af te handel en agterstaande in howe met 30% te probeer verminder. Daar is ook planne om 44 distrikshowe op te knap en om beter ondersteuning vir geslagsgeweldsake te bied. 'n Terapiehond met die naam Toffee Beans het geskiedenis gemaak toe hy gister in die Wes-Kaapse Hooggeregshof gebruik is om 'n jong getuie tydens 'n strafregtelike verrigting te ondersteun. Dit is glo die eerste keer in Suid-Afrikaanse geskiedenis dat 'n terapiehond 'n kind in die hof bystaan. Die Jelly Bean Stichting sê, die hofproses kan vir kinders wat misdade aanskou het baie intimiderend en selfs traumaties wees, aangesien hulle moeilike gebeure moet herroep in 'n formele omgewing. Die organisasie sê die gebruik van 'n terapiehond help om kinders emosioneel te ondersteun en maak dit makliker vir hulle om te getuig. Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, het koning Charles III aangemoedig om die Koh-i-Noor diamant aan Indië toe terug te besorg. Die diamant van 105,6 karaat is sedert 1849 deel van die Britse kroonjuwele en is vermoedelik vanuit Indië se koliermyn ontgin. Charles en koningin Camilla het gister hulle besoek in New York afgelê. En Mamdani het tydens 'n media-konferensie gesê dat indien hy alleenlik met koning Charles kan praat, hy hom sou aanraai om die diamant terug te gee. Die koning het later die dag met Mamdani by die seremonie gepraat en volgens die nuusdiens Reuters is dit nie bekend of Mamdani die kwessie met die koning geopper het nie. Indië het voorheen herhaaldelik daarop aangedring dat Brittanje die diamant moet terugbesorg. En 'n stukkie weer nuus, die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n oranje vlak 6 en 4 waarskuwings vir gedeeltes van die Noord-Kaap, Noordwes en Vrystaat vir die lang naweek uitgereik.
'n weervoorspeller van die weerdiens Tokelo Chiluane sê dat swaar reënval van tot en met 90 mm binne 24 uur verwag word, tesame met sterk skadelike winde en 'n moontlikheid van oorstromings. Chiluane sê dat diegene in die binneland waaksaam vir weerstelsels moet wees. Sy het ook inwoners versoek om voorsorgmaatreëls te tref met baie koue toestande wat ook verwag word. En ons sluit af van nuus uit Scarborough. 'n Man het ongeëerd uit sy bakkie geklim nadat hy by 'n steil helling langs Misty Cliffs naby Scarborough in die Wes-Kaap afgetuimel het. Die bestuurder van die bakkie het glo meubels in Old Camp weg gaan oplaai voordat die bakkie se remme onklaar geraak het. Hy het by die wal afgerol en in mynweg te lande gekom. En asof niks gebeur het nie, hy het die bakkie geklim en die situasie in ongeloof bestaan en bekyk. Die aardige ongeluk het volgens 'n Kaapse radiostasie Smile FM die afgelope naweek plaasgevind. Dit is al van my, Carla Burg, vir vanaand. Ons maak volgende keer weer so. Totsiens. En die nuusbulletin is met trots geborg deur Solidariteit. Is jy bang nie? Dit is tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos.